Goeiedag en baie welkom by ons virtuele erediens. Dit is 'n voorreg dat ons nog steeds op hierdie wyse na God se woord kan luister en kan weet dat hy ook by ons teenwoordig is. Ek bid en glo dat elkeen van julle vandag die Here se nabyheid sal beleef en dat julle sal weet hy ook daar by jou is waar jy luister. Vanoggend gaan ons eers vir 'n oomblik stil word en ons aandag fokus op sy teenwoordigheid deur Vonk 72 saam te sing. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor hom neer, met eerbied en ontzag. Erken sy heiligheid en sy geragtigheid. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Jesaja 43 is die Here aan die woord en dan staan daar: luister, so sê die Here wat jou geskep het, wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel. Dit is 'n voorreg dat ons in die Heilige van Israel se teenwoordigheid kan wees. En dit is vir my 'n voorreg om jou ook te kan groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons word 'n oomblik stil en bid saam. Here, ons dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid bymekaar kan wees. Ons dank U dat U daar waar elkeen van ons is, ons ontmoet. Here, dat ons U teenwoordigheid kan ervaar, want U is deur die Heilige Gees by ons en in ons. Here, en daarom kom bid ons en vra dat U vandag in elkeen van ons se lewens ook sal inspreek. Dat dit wat ons hoor vandag ons sal aanraak. En Here, dat ons uiteindelik ook deur dit wat ons hoor en dit wat ons beleef, ons lewe daarvolgens sal gaan inrig. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou die Here loof en prys deur 3 liedere saam te sing. Wie kan die son onderhou? Wie kan die hemele bou? Wie kan met hom vergelyk? Daar's niemand soos hy. Wie kan die rooi see skei? Wie skep fonteine in die woestyn? Wie is vir ewig en altyd in beheer? Daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Here, U is my lewe. Ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede. As die storms om my woed met brute krag. En as ek val
is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heeldag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Hoër as die hemel, dieper as die see, wyer as die heelal, die mense en al sy weë, groter as die skepping, kosbaar baie meer, onverdiend en ewig is die liefde van die Heer. Hy is koning, grote koning, God van mag en krag, God van woord en daad. Prys die koning, grote koning, God van son en reën, God van sorg en seën, hy regeer. Ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 8 vanaf vers 1 tot 17. Julle is welkom om daar saam met my oop te maak, of julle sal ook die woorde op die skerm kan volg. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers word, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers en susters, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang
wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid, tot en met sover. Dit is die een herinnering wat jy van jou pa het, wat jou altyd sal bybly. Dalk 'n gesprek of 'n gebeurtenis of iets wat julle saam gedoen het. Dalk is daar te veel om vandag een spesifiek uit te sonder. Ek glo vir meeste van julle is dit goeie en mooi herinneringe. Maar ek is ook bewus dat daar vandag mense luister wat waarskynlik nie 'n goeie herinnering van hulle pa het nie, of dalk selfs geen herinnering het nie. Navorsing die afgelope dekade het vir ons uitgewys dat dit 'n wêreldwye probleem is dat ons nie teenwoordige paas het nie. Volgens 'n Suid-Afrikaanse studie wat in 2017 gedoen is, word 65% van Suid-Afrikaanse kinders sonder die teenwoordigheid van 'n pa groot. Hiermee saam weet ons dat selfs wanneer 'n pa teenwoordig is in die huis, dit nie noodwendig beteken dat daar 'n goeie verhouding tussen 'n pa en 'n kind ontwikkel nie. Die lewe gebeur. Konflik ontstaan. Verhoudings kry seer. En uiteindelik sit ons in 'n land vol mense wat vaderloos leef. Hierdie het ongelukkig 'n deurlopende negatiewe effek op ons samelewing. Navorsing het vir ons getoon dat kinders wat sonder 'n pa groot word of 'n slegte verhouding met hulle pa het, meer geneig is om by risikogedrag betrokke te raak. Drank, dwelms en losbandigheid. Hulle is meer geneig om sielkundige probleme te ontwikkel. Gewoonlik presteer hulle swakker op skool. Hulle is meer geneig om by misdaad betrokke te raak en uiteindelik onstabiele lewens te lei. Daarom wil ek vandag dankie sê vir elke pa wat moeite doen om betrokke te wees in jou kind se lewe en hulle met liefde groot te maak. Hou so aan. En ek wil ook vanoggend van die geleentheid gebruik maak om daar waar verhoudings dalk skeef geloop het, 'n beroep op elkeen te doen om moeite te doen om daardie verhoudings te herstel. Want ongelukkig sit ons met 'n wêreldwye probleem. En miskien is dit tyd dat ons as gelowiges 'n voorbeeld begin stel van hoe dit veronderstel is om te lyk. En daarmee saam is dit dalk tyd dat ons as gelowiges uiteindelik die goeie nuus wat ons ken en beleef met die wêreld begin deel. Die goeie nuus dat daar geen mens sonder 'n pa hoef te leef nie. Die goeie nuus dat daar 'n God is wat mense so liefhet dat hy hulle as sy kinders wil aanneem. Die goeie nuus dat hierdie God 'n belofte gegee het, 'n belofte wat ons in 2 Korintiërs raak lees. Dan sal ek julle aanneem en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees. Die goeie nuus dat hierdie belofte alreeds waar is, dat hierdie belofte waar geword het in die lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus. Dat Jesus uiteindelik vir ons die Vader kom openbaar het, vir ons kom wys het en kom leer het hoe om in 'n verhouding met die Vader te leef. Ons geleer het om te bid tot ons Vader. Uiteindelik die weg vir ons oopgemaak het na die Vader deur te sterf en op te staan en die dood te oorwin en sodoende ons te verlos van ons sondige natuur en die weg na die Vader toe oop te maak. En dan soos ons vanoggend in Romeine 8 die klimaks lees, sy Gees vir ons uit te stort, sodat ons soos hy tot God kan roep as Abba, as Vader. Hierdie woord Abba is 'n Arameese woord wat in die Afrikaanse vertaling nie voldoende die bedoeling van die woord oordra nie.
Omdat Vader eintlik nog tot 'n groot mate 'n formele woord is. 'n Woord wat nie werklike, intieme, liefdevolle verhouding beskryf nie. Abba was 'n woord wat gebruik was deur 'n kind wat in 'n liefdevolle, intieme verhouding met 'n pa staan. 'n Woord wat hy gebruik wanneer hy weet sy pa is lief vir hom. 'n Beter vertaling sou dalk kon gewees het pappa, of soos my klein seentjie onlangs besluit het, papie. Dis 'n woord wat uiteindelik die liefde van die verhouding verwoord in die benoeming daarvan. En dit is hierdie verhouding waartoe God elke mens roep. Dit is die wonderlike nuus van die evangelie van Jesus Christus, dat ek en jy uitgenooi word om kinders van God te word, om in 'n liefdevolle, intieme verhouding met hom te leef. Hoe gebeur dit? Hoe word jy sy kind? Ons weet uit ons eie aardse lewens dat daar 2 maniere is hoe iemand 'n kind van iemand kan word. Die eerste is om as 'n kind gebore te word en die tweede is om as 'n kind aangeneem te kan word. Die Bybel gebruik beide hierdie terme wanneer dit verwys na mense wat kinders van God word. Maar in beide gevalle is dit eintlik net metaforiese taal om ons te help om te verstaan wat gebeur. Hoe ek en jy 'n kind van God word, is deur te glo. Deur te glo in Jesus Christus, wat hierdie uitnodiging in persoon na die aarde toe gebring het. Wat uiteindelik vir ons die voorbeeld daarvan kom wys het. En alles gegee het, deur self te sterf, en sodoende die weg na die Vader toe oop te maak, deur die dood te oorwin, en op te staan, en uiteindelik vir ons die Gees uit te stort. Wanneer ek en jy glo in hierdie Jesus, wat die dood oorwin het, dan beloof hy sal vir ons sy Gees gee. En daarom sê Romeine 8 vanoggend vir ons baie duidelik, dat elkeen wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Dit is nie belang in presies watter metaforiese taal, geboorte of aanneming ons kinders van God word nie. Wat belangrik is dat ons kinders van God is, wanneer ons deur die Gees laat lei. En daarom is dit nodig om vanoggend te vra, hoe doen ons dit? Hoe laat ons deur die Gees lei? Jy laat jou deur die Gees lei, wanneer jy uiteindelik jouself oorgee aan die Gees. En sodoende 'n kind word. Dit is nie toevallig dat Jesus gesê het, elkeen wat die koninkryk wil binnegaan, moet soos 'n kind word nie. Want ek en jy moet letterlik 'n kind van God word. En ons moet soos 'n kind, die gees van 'n kind, uiteindelik aanleer om die Gees te laat lei. 'n Kind vertrou sy ouers met sy lewe. 'n Kind vertrou dat sy ouers sy lewe sal lei op so 'n wyse dat dit tot sy eie beswil sal wees. En net so moet ek en jy as kinders van God toelaat dat die Heilige Gees ons lei tot ons eie beswil. Ek en jy moet die Heilige Gees vertrou en sodoende beheer van ons lewens aan hom oorgee, en dan weet ons sal leef soos hy wil, sal ons soos 'n kind wees, wat uiteindelik nie ons eie wil doen nie, maar God se wil doen. Indien ons die Gees toelaat, dan kry en ontvang ons 'n nuwe identiteit. 'n Identiteit as kind van God. As ons dan die Heilige Gees toelaat om as kind van God vir ons die gees van 'n kind te gee, dan weet ons sal ook soos 'n kind leef. En om hierdie regtig vanoggend mooi te verstaan, wil ek die metafoor van 'n huishouding gebruik. Elkeen van ons weet dat elke huishouding sy eie maniere het. Dat elke huishouding 'n spesifieke manier van doen het, 'n spesifieke manier van praat het. En net so werk dit met die huishouding van God. Wanneer ek en jy glo en ons ontvang die Heilige Gees, word ons ingeneem in die huishouding van God. Word ons deel van 'n nuwe huishouding. Is ons nie meer verlore, soos wat Romeine 8 vir ons gesê het in ons sondige natuur nie. Is ons nie meer weggegooi en uiteindelik bedoel om dood te gaan nie. Ons is nie meer uitgeworpe soos 'n straatkind nie. Maar ons word ingenooi in die huishouding van God. En ons kry 'n nuwe identiteit en 'n nuwe familie.
En dan kry ons die geleentheid om ook in hierdie nuwe identiteit te leef, deur die Heilige Gees wat ons lei, om as 'n kind van God te kan leef. Om met die gees van 'n kind te kan leef. Met die wete dat jy gelief is deur God die Vader. 'n Kind is 'n wonderlike voorbeeld. 'n Kind is iemand wat nuuskierig is, wat die lewe ten volle geniet. En uiteindelik, meeste kinders doen wat hulle ouers doen wat hulle pa doen. My seentjie is op hierdie stadium veral daar. Hy wil alles doen soos ek dit doen. Hy probeer sê wat ek sê, met die gevolg dat ek nog meer as ooit versigtig moet wees met wat uit my mond kom. As ek gras sny, wil hy gras sny. As ek foto's neem, wil hy foto's neem. As ek gaan hardloop, wil hy saam gaan hardloop. Dit is wat dit beteken om uiteindelik toe te laat dat die Gees ons beheer, is om toe te laat dat ons soos 'n kind doen wat ons pa doen. Om toe te laat dat die Heilige Gees ons leer om te wees soos wat ons pa is. En hierdie manier van God se huishouding, die identiteit wat ons aanleer en waaruit ons begin leef, word uiteindelik vir ons opgesom in een woord, naamlik liefde. God is liefde. God spreek liefde. God bewys liefde. En net so behoort ons toe te laat dat die Heilige Gees uiteindelik ons leer om met meer liefde te praat, om met liefde te begin leef, om met God se liefde wat in ons is, in hierdie wêreld in te beweeg en mense te gaan lief hê. God is uiteindelik vir ons 'n liefdevolle Vader. Hy is die hoof van ons huishouding. Maar hy nooi ons uit om sy kinders te word en met ander woorde te begin leef soos wat hy is, om te leef soos wat hy leef, om te praat soos wat hy praat. God is 'n liefdevolle Vader en daarom gee hy vir ons die identiteit om as 'n geliefde kind te kan leef. En is hierdie nuwe identiteit wat ek en jy moet gebruik om vanuit te leef. Om te weet dat ons Pa, ons Vader, God ons liefhet, stel ons in staat om in liefde te kan gaan leef. Die uitnodiging van God as Vader is 'n besonderse uitnodiging, wat oop is vir alle mense. En daar waar jy vanoggend luister, wil ek weer die uitnodiging vir jou gee. Wil ek vir jou kom sê dat God vandag jou uitnooi om sy kind te word. En al wat jy hoef te doen, is om te glo. Om te glo dat die weg oop is deur Jesus Christus. Dat daar geen veroordeling meer vir jou is nie. Dat jy nie vasgevang is in 'n ou sondige natuur en lewe nie. Maar dat daar vir jou 'n nuwe lewe is wat moontlik gemaak word deur die Gees wat hierdie nuwe identiteit vir jou gee. 'n Identiteit as 'n geliefde kind. God wil vir jou 'n pa wees. En dit maak nie vandag saak of jy 'n biologiese pa het of nie. Of jy 'n goeie verhouding met jou aardse pa het of nie. Vanoggend is hierdie uitnodiging geldig vir alle mense. Ek weet dat daar dalk vanoggend mense kan wees wat luister en dit moeilik vind om God as 'n Vader te kan sien. En dit is omdat jy 'n verwronge beeld het van wat 'n vader is of moet wees deur die seer wat in jou lewe veroorsaak is, deur 'n afwesige of onbetrokke pa in jou eie lewe. Of dat daar iets skeef geloop het in julle verhouding. En ek verstaan dat elkeen van julle dalk wat hierna luister, sulke letsels in jou lewe het. Maar vanoggend wil ek jou uitnooi om God 'n kans te gee. Om tot God te bid en hom te vra om hierdie letsels van 'n verwronge beeld van 'n vader in jou lewe te kom genees. En uiteindelik vir jou te wys, wat is dit om regtig 'n liefdevolle vader te hê? God wil vir elkeen van ons 'n pa wees. En hy nooi jou uit om sy kind te word. Hy nooi jou uit om geliefd te wees deur hom. Die Heilige Gees sal hierdie werk in elkeen van ons doen. Sal hierdie identiteit vir ons gee. Sal bevestig in jou hart dat jy 'n geliefde kind is. Sal jou in staat stel om uiteindelik te kan uitroep, Abba Vader.
wat jou in staat sal stel om uit hierdie nuwe identiteit te leef, met die wete dat jy 'n veilige ruimte het in die huisgesin van God. En dan kan ons elkeen in hierdie liefde gaan leef. Ons gemeente se gemeentevisie sluit vir my ongelooflik mooi hierby aan. En ek deel dit vanoggend want ek weet dat enige persoon wat hierna luister ook hierdie waardevol sal kan vind. Hierdie visie is nie net op toepassing van een gemeente nie, maar is op toepassing van alle gelowiges. Een in liefde, hart en strewe is ons huisgesin van God. Ons huisgesin se manier is liefde. Ons huisgesin is 'n huisgesin van liefde. Ons Vader is 'n geliefde Vader. En ons as kinders is sy geliefde kinders. En uiteindelik is dit ons manier om in liefde in hierdie wêreld te gaan leef. En daarom is ons opgesomde visie, wat weer eens op toepassing is van alle gelowiges, ligdraers in liefde. Ligdraers in liefde. Om met liefde lig in hierdie wêreld te gaan bring. Vanoggend kan ons baie sê oor hoe dit prakties lyk. Eerstens is dit dalk goed om vanoggend met paas te praat. Om vir paas vandag te sê dat die eerste ding wat ek en jy moet doen as paas, as biologiese aardse paas, is om God se vaderbeeld oor te dra aan ons kinders en ons huisgesin. Om soos God uiteindelik liefdevol met ons kinders en met ons vrouens om te gaan. Om in liefde sy beeld te dra. Maar hierdie is nie net bedoel vir paas nie. Uiteindelik nooi God ons uit dat elkeen van ons as sy kind sal aanleer om sy beeld van liefde te kan gaan uitdra en te kan gaan uitleef. En daarom vandag op Vadersdag wil ek eintlik jou aanspoor om uiteindelik jou hele lewe net weer opnuut te rig op liefde. Om in die eerste plek te weet dat God jou liefhet, dat jy goed genoeg is vir hom, dat jy uiteindelik sy kind is, dat hy soos wat hy vir Jesus gesê het, jy is my geliefde seun, vandag vir jou kom sê, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. En dat jy hierdie liefde sal neem en in jou hele lewe van toepassing gaan maak. Daar waarin jy gesprekke is, daar waar jy besigheidsbesluite moet neem, daar waar jy op hierdie stadium in moeilike omstandighede sin moet maak van die wêreld, dan te reageer met die liefde wat die Heilige Gees in jou lewe plant, deur vir jou die identiteit as kind van God te gee. Mag elkeen vandag geliefd wees deur God ons Vader, en mag elkeen hierdie liefde neem en oral rondom jou gaan uitstraal, soos wat jy streef om soos jou pa te wees. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir U liefde. Ons dank U dat U ons uitnooi om U kinders te wees. Here, ons dank U dat U vir ons die Heilige Gees gegee het om dit in ons lewens te bevestig en ons te help en ons te leer om uiteindelik in hierdie identiteit te kan gaan leef. Here, ons kom vandag en ons kom bid vir soveel mense wat seer het in hulle lewens. Soveel mense wat onbetrokke of afwesige paas gehad het. En Here, dan kom ons en ons kom dank U dat U vir ons die uitnodiging gee en vir ons sê dat U ons pa wil wees. En Here, selfs vir diegene wat aardse paas het. Here, ons dank U dat ons ook U as 'n Vader kan leer ken en kan weet dat U vir ons lief is, onvoorwaardelik. Here, help ons om hierdie liefde te gaan uitleef ook aan ander, dat ons as kinders van God sal leef en dat die wêreld na ons kan kyk en sal sê, ek kan sien, julle is kinders van 'n liefdevolle Vader. Here, ons gee onsself vandag oor aan U. Ons vra U om deur U Gees vir ons 'n gees van 'n kind te gee, van U kind, sodat ons sal streef om soos U te wees. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan vanoggend saam die Onse Vader sing. En vanoggend sing ons dit as 'n gebed tot ons Vader, tot jou Vader.
kom ons doen dit uit die diepte van ons hart. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde net, soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die Here, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader en die genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. 'n enkele paar afkondigings. Onthou, daar sal geen fisiese eredienste tydens Junie maand wees nie en die katedese sal ook eers voortgaan soos op die gemeentekalender aangedui. Die kerkkantoor is oop van Maandag tot Vrydag van 9:00 tot en met 12:00. Ons wens elkeen wat hierdie week verjaar baie geluk met hulle verjaarsdag toe en ons bid dat die Here julle hierdie komende jaar ook sal seën. Mag julle 'n lekker dag saam met julle gesin hê en mag julle elke oomblik daarvan geniet. Ons bid hierdie week vir persone wat geliefdes aan die dood afgestaan het, vir Linda Koos en Liesel Du Plessis, Rita Ferreira, Gerda Waterloo en Randall Skinner. Ons bid ook vir beterskap vir Ismay Vroneman, Bertha van Rensburg, Denise Delport, Rika Kotse, Petru Brits en Johan van der Meer. Ons bid ook nog steeds vir die gevolge van COVID-19 en vra lidmate voor deurlopende gebed hiervoor. Indien u graag u dankoffer wil gee, is u steeds welkom om elektroniese betaling in die gemeente se bankrekening te doen. 'n Mooi en geseënde dag vir elkeen van julle. Totsiens.